Goeiemôre Blanco gemeente familie. Dit gee my nie baie selfvertroue dat ek welkom is vanoggend nie, maar kom ons probeer weer. Goeiemôre Blanco gemeente familie. En daar waar Ronel Gultig daarbo vir ons het uitsaai uit YouTube uit, al die gemeentelede tot in Australië, Nieu-Seeland, Engeland. As julle net daar op YouTube net vir ons 'n thumbs up kan stuur, 'n emoji. Ons groet julle, ons is bly julle is deel van hierdie familie ook op 'n virtuele manier. En dis my voorreg om jou te groet in hierdie oggend. En ek groet jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Een wese, drie persone. En hierdie God, Vader, Seun en Gees is in 'n liefdevolle verhouding of koneksie met mekaar. En daarom gaan die lewe oor koneksie. Met mekaar, met God, met ander en met die natuur. Ek wil vra dat jy in hierdie oomblik konek met jou bure voor en agter met 'n high five en 'n smile. Asseblief. Kom maar, high five. High five. En dan wil ek hê julle moet almal daar na bo toe kyk soos julle kan. En vir Marie Jacobs, redelike nuwe intrekker, dat julle vir haar verwelkom. Sy het vir ons vanoggend, het sy vir ons al die spinnerrakke uit die orgelpype het sy uitgespeel. Dankie, dankie, dankie. En ons sien uit na die oorwinningslied, wat sy ons gaan help, dat ons vanoggend hierdie dak gaan lig, 2 meter. So baie welkom Marie, ons is bly jy's hier. Ek wil vra dat ons opstaan, en dat ons die beginwoorde vir 2025 hardop saam sê, en dit is hierdie volgende woorde, hardop. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien, waar ons is, wanneer ons daar is. Kom ons sing.
Julle kan julle sitplekke inneem en ek wil vra dat die kinders, julle manne wat nou in daai ry sit, hier heel voor, julle sit net daar, maar die res van die kinders om nader te kom vorentoe en hier om die tafel te kom staan agter die stoele, maar julle mag nie op die stoele sit nie. So al die kinders, ag mooi, ek sien hier's van julle wat al van Vrydag af daai Springbok truitjies aan het. Tot die volgende wêreldbeker is ons nou al vir 4, 8, 9, nee, 10. Hoeveel jaar is ons nou al world champions? Nog elke dag. En as mense wat sulke aftellers het op hulle rekenaars en op hulle Facebook wat sê ons is wêreldkampioene dagnommer so en so. So ons hoop in 2027 dat ons nou maar net kan aangaan en so. Kan ek seker maak, is dit al die kinders, almal naby genoeg? Nou wil ek eers vir julle sê, het van julle al ooit so teken gesien? Wat beteken dit? Geen kinders nie. Hoe voel jy as jy nou moet sê geen kinders nie? Hartseer. Ja, waar voel jy dit? In jou hart. Weet jy wat 'n kant is jou hart? Dis daar, yes, daar's hy. Kyk. Jy voel seer. Want kan jy glo, daar's veral groot mense ongelukkig. Kyk loer gou vir hulle. Ja, daar's van hulle wat al gesê het, geen kinders. Die ergste is by van die troues ook, waar dit 'n familieding moet wees. Maar nou sê hulle, maar jy betaal die venue, jy betaal die blomme, en laastens dalk iets vir die dominee ook, maar dan is daar nie geld vir die kinders nie, sorry. Is dit 'n regte familiefees, as daar 'n troue is, en daar's nie kinders nie? Dis sy. Kyk gou weer vir pappas en mammas. Hulle wat nog troues moet doen, knik net so vir hulle, sê net, julle moet langer spaar, dat die kinders ook genooi kan word. So dis hartseer dat daar plekke is wat sê, geen kinders nie. Maar in hierdie gemeente, blanko gemeente, gaan julle almal hardop vir my sê, wat daar staan, 1, 2, 3. OK, maar dis nie julle wat julle self nooi nie. Kyk gou vir die ander mense daar. Hulle gaan nou op 3, gaan hulle vir julle uitnooi na die volgende troue toe met hierdie woord wat daar staan. Luister mooi, hulle gaan dit so hard sê, dat jy weet hulle bedoel dit. OK, al die pappas en mammas en oupas en oumas, 1, 2, 3. Was dit hard genoeg? Nee. OK, kom ons, al die kinders, ons tel tot by 3, dan hoor ons wie pappas en mammas beter kan doen. 1, 2, 3. Wow! Wie van julle het selfone, WhatsApps? Ek hoop nie julle het nie. Dis OK. As julle vir my wil inbring in berading oor hoekom jou kind eers na 14 'n selfoon moet kry, ek is bereid. Berading te doen met kinders, die angs van jou foon eenkant, dis reg. Maar as jy jou foon het en jy ken die emojis, dan is daar een emoji wat so lyk. Wys nog gou vir my. Julle ken daai emoji. So. En wat is hy? Hy's 'n hug. Dis nie 'n voeltjie nie. Nee. Dis die voeltjie. Dis die hug. Dis wat ons almal stuur gou so 'n emoji vir al die pappas en mammas, so 'n hug ene. Sê dankie dat ons ook genooi word na die troue toe. Dankie dat ons genooi word na blanko gemeente toe. Dat die pappas en mammas van hulle is nou verveeld, sê kan die dominee nie nou klaar kry nie, want nou doen hy allerlei ander goed en ons wil eintlik kom by die preek. En julle moet eintlik vir hulle net wys, Jesus het gesê ons is die belangrikste. Hoe ons glo is 'n voorbeeld vir die pappas en mammas. En dis hoekom ons die kindermoment hier hou, voordat ons rustigheid kry met julle wat uitgaan. So, hierdie tafel is vanoggend gedek vir iets fantasties. En julle gaan nie hier wees nie, maar volgende keer gaan julle, ek beloof. Hier gaan iets fantasties gebeur. Maar raai, hoekom mag julle nie vandag sit aan hierdie tafel nie? Want wat is daar? Daar is wyn, OK. En hier is nie druiwesap nie, so 'n volgende keer gaan ons beslis vir julle gee, maar as dit van my afhang, gaan die bottels nie oopgemaak word vandag nie. Want dis erfstukke wat daar staan. So dis net die idee. Maar raai watter psalm
het een teks in vers 5 van daai Psalm wat beskryf wat hierdie is vanoggend. Wat 'n Psalm. Kom ek gee vir julle 'n clue. Dit is die mees gewilde Psalm by begrafnisse veral, maar dan ook nou en dan by 'n troue of twee. Dis die Psalm as jy jou Bybel so oopmaak en jy maak jou vingers so, dan is jy by hom. Psalm 100, nee, 119, nee, bietjie minder. Psalm 13, nee, bietjie meer. 130, nee, weer minder. 15. Ai julle, dis 'n Psalm van Dawid. 23, daar's hy. So lees hardop saam met my. Julle kan lees. Julle kan lees. As jy nog nie kan lees nie, moet jy jou geld terugvra. Lees hardop saam met my. Ons lees Psalm 23 vers 5. Is jy reg? 1 2 3. Psalm 23 vers 5. U maak met my soos 'n belangrike mens wat kom kuier. U maak vir my 'n lekker ete gaar. U gooi elke keer my glas weer vol. Van wie praat hulle hier? Wie doen dit? God doen dit. God, die goeie herder van Psalm 23 sê, hy nooi elkeen van julle asof jy 'n belangrike mens is. Wie is die belangrike mens? Wys gou 'n bietjie. Jy is die belangrike mens wat God uitnooi om te kom kuier, om sy tafel te kom sit, want hy wil jou sy kind maak. En dan staan daar, God maak vir jou 'n lekker ete gaar en elke keer gooi jy jou glas vol met druiwesap. Dis wie God is en dit is wat julle hier vanoggend sien. Maar raai wat? Daar's kinders net so oud soos julle wat vandag nie by die huis om 'n tafel gaan sit saam met 'n pappa en 'n mamma of 'n oom en 'n auntie en lekker saam eet nie. Weet julle hoekom? Want hulle bly in Sirië of hulle bly in Gaza of hulle bly in Afrika, is dit Somalië, liefling? Sudan, gewone Sudan, die noordelike Sudan deel. Waar nog? Ek sê Oekraïne. Waar nog? Is Kongo? Is daar kinders wat vandag nie om 'n tafel gesit, hande gaan vat, gaan bid en bly is nie, want hulle vlug vir hulle lewe. En so, een van die wonderlikste vlugteling voorbeelde in die Bybel, van mense wat moet vlug en weghardloop, en wat nie om 'n tafel rustig kan eet nie, is Josef en Maria. En daar was sterrekundiges wat gekom het, en toe verskyn daar by die stal waar Jesus gebore is, 'n engel van die Here aan Josef in 'n droom, en hy sê vir hom, staan op en vlug met Jesus, met die kindjie en sy ma Maria na Egipte toe. Hoekom moet Jesus vlug weg nadat hy gebore is? Hoekom? Want daar's 'n evil koning. En wat is sy naam? Duiwel. Party mense het hom genoem Duiwel Herodes. So, bly daar, sê die engel, tot ek vir jou sê om terug te kom. Dis nou Josef, Maria en Jesus vlug na Egipte toe. Want Herodes gaan die kindjie probeer doodmaak. Herodes is bang, hy hoor, daar's 'n nuwe koning, Jesus. En hy wil hom doodmaak. Josef het toe opgestaan en nog daardie selfde nag met die kindjie en sy ma na Egipte toe vertrek, gevlug. En hulle het daar gebly totdat daai evil duiwel koning Herodes tot hy dood is. En soos vervul wat die Here deur die profeet gesê het in Hosea 11 vers 1, uit Egipte het ek my seun Jesus geroep. En as julle sou 'n prentjie wou teken, ek dink ek sal vanoggend na die diens sal ek vir almal se pappas en mammas hierdie prentjie stuur en kyk of ek al die kleure kan uithaal. Dan kan julle hom by die huis inkleer en dan bring julle hom volgende week vir my terug. As julle hom wil print, bring hom vir my terug en ek gee 'n boks chocolates vir die een wat die mooiste ingekleer het. So hierdie ouetjie wys somme.
Kan julle sien, wat is daar agter, heel agter wat so driehoek lyk? Dis die piramides, in watter land? En dis waarheen Josef, Maria en Jesus gevlug het. Moes jy al ooit vlug? Vir wie? Vir jou boetie, vir jou sussie. Vir? Okay, ja. Maar moes jy al ooit vlug vir soldate wat instap in 'n gebou soos hierdie? Nee, en ons sê vir die Here dankie daarvoor. Maar hoe dink jy het Josef en Maria gevoel toe hulle vlug met Jesus, want hulle weet Herodes se soldate is op hulle voetspore, jag hulle. Hoe het hulle gevoel? Baie bang. Was jy al ooit bang? Kan jy dink hoe bang is kinders wat bang is vir 'n bom wat gaan val, of van 'n landmyn wat gaan ontplof, of iemand gaan hulle skiet? Reg oor die wêreld is daar sulke kinders, hulle is bang. Vir die groot mense, die woord is angs. En Josef en Maria het dit ervaar, al het die engel hulle bemoedig. Ek en jy ervaar dit soms. En daarom wil ek vra dat een van die oupas van ons gemeente, oom Botha Breed, hy's 'n oupa, en op die foto is sy dogter, Dalena, en dan's een van sy kleinseuns, dis klein Botha daai. Is ek reg, oom Botha? Ja, so hy het hierdie oupa se naam ook. So kom vorentoe asseblief, oom Botha, en oom Botha gaan bid vir elkeen van julle, en veral vir tye wat jy bang is. Wat jy bang is dalk soos Josef en Maria, dat jy bang is soos kinders in Sirië of in Sudan, en hy gaan bid dat Jesus by julle sal wees. Dankie, oom Botha. Kom ons maak ons oë toe en ons vat almal rondom die tafel, vat ons almal handjies. Julle vat ook ons handjies as julle die Here dankie sê vir al die voorregte aan die tafel, nê? Kom ons maak ons oë toe. Here, onse God, dankie dat U ons vanmôre hier rondom die tafel, spreekwoordelike tafel, U hart, dat U ons vergader het. Dankie dat ons nie hoe ver weg te vlug nie, maar dat ons na U toe kan vlug, in tye van voorspoed en van teëspoed. Ons hoef nie meer bang te wees nie, want U is die rots op wie ons kan vertrou. Dankie dat U ons gevind het. En dankie, Here, dat U ons nooi om rondom U te vergader. Vir elke kind, klein en groot, ouers, tot in die gryse ouderdom, eer ons U, dat U die beskermer is, ons bewaarder is, ons leidsman is, die God op wie ons kan vertrou. Hou vas elke kleintjie, Here. Ons is vir mekaar baie kosbaar, omdat ons vir U kosbaar is, U wat U lewe, U bloed vir ons gegee het, ons gewas het, en ons kan jubel en juig en sê, ons verlosser lewe en ons kan saam met hom lewe. Dankie, Vader, dat U in ons harte kom woonplek maak het, en dat U ons nooi elke dag om nader aan U te lewe. Seën ons, seën die prediker, en seën die byeenkoms vanmôre, ontvang U al die eer, al die lof, al die aanbidding. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, oom Botha, en ek wil vra dat al die pappas en mammas saam staan, en ons sing oor die feit dat die Here altyd by ons is, en dat ons daarom ons nie hoef te bekommer nie. So, julle gaan sien hoe van die mense vir julle gaan wys, so jy kan nou wys, as ons sing, kyk hoe dat die voeltjies vlieg hoog daarbo sommer so, en 'n paar ander bewegings. So kom ons staan almal, pappas, mammas, en ons sing oor God. Bye.
baie dankie. Julle kan uitbeweeg daar deur daai deur. Ons sien julle na die tyd vir koffie en vir tee. En vriende, julle kan julle sitplekke inneem. En dankie vir die opnamespan. En ons vra dat die opgawes opgeneem word. En as jy saam met Johan en oom Charles deel wil word van hierdie collectespan op Sondagoggende, dan kan jy maar net vir Gerda by die kerkkantoor laat weet. En ons sal jou indeel. Ons wil meer hande bykry om te help met hierdie span, maar ook dan die siklusse se nagmaalspan. So as jy die dag wat ons die nagmaal voorberei, so 'n uur of wat voor die tyd saam met Gerda en die span hier in die kombuis, die broodjies wil sny en die wyn. Ons het in die verlede dit so 'n dag of 2 voor die tyd gedoen, maar toe het ons nou van die wynproevers gehad wat ons begin aanspreek het en gesê het, maar dit proe, hierdie sherrytjie proe asof hy nou vir 2 dae gestaan het. En dis altyd goed om lig te gee, sê die kenners vir ons, maar ons wil kyk of ons dalk die sherry op 'n Sondagoggend kan gooi. So as jy asseblief deel wil word daarvan, sê ons jou dankie. Dankie ook vir elke bydrae in terme van die offergawes hier in die oggend, maar ook die tiendes en die ander maniere van inbetaling, ook julle wat kyk op YouTube. Dankie dat jy op so 'n manier investeer om vir ons sterker te maak, dat ons meer kan uitdeel. En vriende, hier's van die verskillende maniere, jy kan uitvind op die gemeente se webblad, maar ook by die kerkkantoor, oor hoe jy ook op so 'n manier deel kan wees van die gemeente. En hulle sê, ons gaan te vinnig verby. So die ouens op YouTube, daar kan jy nou pause druk. Dan is jy so 'n minuut agter ons, maar as jy wil kyk na daai vreemde dingetjie, ons sal nog weer van julle leer daarvan, hoe dit werk. Maar dit is sommer net maniere om dit maklik te maak, dat ek en jy ook in terme van ons finansies en hoe die Here ons seën, oop hande kan hê. Vriende, dan het ons verlede Sondag begin met hierdie fantastiese projek, die Southern African Church Life Survey. En as jy een gekry het, wat nog nie ingevul is nie, wil ek jou nou vra, om sommer nou te begin, terwyl ons nou besig is met die res van die leefgeleenthede, vul hom in, dit is 15 minute na die diens, voordat jy gaan koffie en tee drink, maak hom klaar hierso of daar in die kuierarea, los dit sommer net op die banke of daar by die koffie, en help ons om by 300 vraelyste uit te kom. Ons is vanoggend by 200 reeds, so ons benodig nog so 100, sodat dit regtig half die hart van die gemeente, in terme van al hierdie vrae oor aanbidding en oor lering en oor uitreiking, dat dit vervat kan word. So ons sê so dankie vir Stratkom, vir hulle almal wat deel is van hierdie projek en wat ons wil help in ons gebed, maar ook in terme van ons beplanning vir die volgende 5, 10 en 25 jaar. Ek weet nie hoe oud jy gaan wees oor 25 jaar nie, maar oor 25 jaar vier ons die gemeente se eeufees. En Stratkom is deel van die saambid met die leierskap oor wat wil die Here hê as ons in 2051 gaan terugkyk. Dan gaan van ons in die hemel wees, in die paradys, glo ek met my hele hart, en daar gaan van ons wees wat nog hier gaan wees. En gaan sê, dankie Here, vir wat U begin het, 25, 26, 27 jaar gelede, en wat U besig is om te doen. So asseblief, belangrik, heel bo op die vorm, WKBLA001. Dis wat links of regs boom ingevul moet word, WK, ons gee vir julle tyd, hier gaan ek ook, WKBLA001. As daar mense is op YouTube, wat dit sou wil invul, as julle ons kan laat weet, bel ons, en ons sal kyk of ons 'n fisiese vorm by jou kan uitkry. Ongelukkig werk hierdie hele projek net met fisiese vorms. So, ons vertrou die Here vir dit wat uit dit uit gaan vloei, dat dit ons gaan inspireer, nie net vir kort termyn nie, maar vir lang termyn. Vriende, save the date. Julle ken daai Engelse woord. Vandag, minder as oor 'n maand, 12 April, die jaarlikse Tour de Femme. As jy 'n marshal wil wees met 'n rooi vlag,
as jy deel wil wees van verkopers op die dag, as jy kaartmasjien operateur wil wees, as jy 'n borg wil wees op watter vlak ook al, as jy pryse wil borg, 'n naweek by Sun City of 'n naweek in 'n huisie op die Outeniqua berge, kontak ons en wees deel hiervan, kontak vir Cornie, veral oor die marshals. Ons het baie rooi vlag ouens nodig. Vriende, dan kan julle glo, oor presies 'n maand is dit basies Paasnaweek. En ons is reeds vanaf as Woensdag besig met die aftelling van die 40 dae. Van julle is besig om bidend te vas, een of ander item of saak, sodat wanneer jy aan die item of saak dink, gekonfronteer word daarmee, sê nou maar, dis nou koffie, ek hoop nie daar's van julle nie. Ek hoop daar's van julle wat is dit die nikotien, ja, wat dit vas. En dan is jy baie grimmig op hierdie oggend. Ons doen berading vir dit ook. Die oomblik as jy gekonfronteer word met daai iets wat deel is van jou normale lewe, wat jy prys gee, dan sit jy dit om in gebed en sê, Here, die offer wat U gebring het aan die kruis is 1000 maal meer as ek wat maar net elke dag nee sê vir iets. En in daai oomblik sê ek dankie vir U opoffering. En ek wil fokus vir die grootste fees van 2025, Paasnaweek. Ons skop daardie heilige week af na die vorige Sondag se Palmsondag en ons gaan kyk, Gerda en Kobus hulle gaan help dat hier dubbel soveel palms gaan wees as die vorige jaar. En ons gaan Palmsondag vier, heilige week begin en dan donderdag aand, die 17de, 18:30 het ons in die kerksaal en kuierarea het ons 'n Paasete, 'n 3-gang maaltyd, 'n program wat gaan doodeenvoudig insluit Bybeltekste wat gelees word en 'n paar liedere wat gesing word en ons gaan kuier, ons gaan eet, ons gaan ook die aand afsluit met nagmaal. Ter voorbereiding van Goeie Vrydag, die volgende oggend, se nagmaal op Goeie Vrydag. Die kaartjies gaan wees R120 vir volwassenes en al hierdie kinders is welkom. 10 en jonger is R70 en julle kan nou reeds vir Gerda bel by die kerkkantoor en sê ek bespreek en ek wil betaal en dit moet net wees voor 13 April. Vriende, dan die begroting, het ons al 'n landsbegroting? Weet iemand? Nog nie, hy hang nog daar. Ons vertrou, die ligte sal aanbly. Maar in terme van Blanco gemeente is daar 'n begroting en vreemd genoeg is daar 'n bietjie van 'n parallel met die regering se begroting ook. Hy's nog nie amptelik goedgekeur nie. En oor 9 dae hoop al die personeel van Blanco gemeente, wie is dit nou? Okay, ek kyk vir van hulle en van hulle hou heerlik gemeentekamp. Is dit payday en ons weet dat die Here die leierskap gaan seën met al die wysheid waarmee ons besig is met planning en hoekel, dat begroting 2026 goedgekeur sal word. Maar vriende, vanoggend net nog 'n paar dinge. En as ek bietjie tyd nou vat, ervaar dit asseblief as deel van die preek. Moenie sê, o nee, hy moet nog kom met die preek. Hierdie is deel van waar die Here ons wil inspireer. Linksbo is die gas elektriese stoof wat Kulu Koen nog vir ons bewerk het. Ek weet nie of hy dit gekoop het of dit geskenk was nie, maar hierdie week is die oondgedeelte reggemaak. So maandag word hy aangesteek en gebruik deur die Spens span se eerste werkswinkel waar hulle gaan kook en hulle gaan daai stoof gebruik. Maar die wonderlike is net langsom is 'n stoof wat gekoop is deur 'n donateur vir Blanco gemeente. En ons is so dankbaar. Ek gaan dit nou maar sê, ek adverteer hulle glad nie, maar daar's een van ons gemeentelede wat 'n verkoopsbestuurder is by Kloppers en hy het daai een in die middel. State of the art het hy gegee vir die gemeente vir kosprys plus VAT. En hy staan in die middel, julle kan na die diens kan julle gaan kyk. Hy word ingewy maandagoggend en dan heel regs is daar 'n nuwe, ook van Kloppers af, eergister gekoop, 'n gewone Defy. Gewone elektriese ene, fantasties, en hy is gekoop deur die verkope van twee van die ou Defys wat Lindy Ilmelman hulle vir ons geadverteer het, en hy's verkoop, daai twee, en daai geld was nou die deposito, en nou is daar nog 'n oue, 'n baie oue, waarmee jou ouma gewerk het,
ook 'n Defy, en jy kan na die diens gaan kyk na hom daar binne in die kombuis, want hy's nog te koop. En as hy verkoop, dan het ons genoeg geld om vir Oikonomos te sê, okay, die ouetjie heel regs kos ons niks nie. Al 3 hierdie nuus word ingewy. Al wat ons nog kort, links voor, is 'n 10 kilogram gasbottel. As jy 'n gasbottel 10 liter het, en hy staan al vir jare daar, en jy wil hom vir ons skenk, sal ons hom volmaak, ons sal hom hier in, en elke koekie wat gaan gebak word deur hom, gaan nie weet nie, maar jy gaan weet, jy is deel van daai plan. Vriende, dankie daarvoor, vir hierdie skenkings, en dan, dit hou net nie op nie. 2 mense in ons gemeenskap het 'n Ed Seiler original gebou in Kopenhagen geskenk vir die gemeente. En links voor is 'n vriend, 'n beste vriend van my oudste seun, wat gesê het, oom, dis 'n fantastiese klavier, ek sal saam met my pa hom kom stem verniet. En ons hoop, afhangende van wat die span hier sê, dat as hy reg is, dat hy dalk daar in die hoek gaan staan, en dat ons nou en dan hom gaan mic, en dat ons 'n regte klavier ook hier gaan hê. So vriende, dankie vir soveel mense wat gee, met oop hande, van jou tyd, van jou middele, van fisiese dinge, soos wat ons nou gesien het. Deel van 2026 se begroting, en vir ons amper die hardste, die hart, is feitelik 8 na 9% van die totale begroting. Ons wil dit opstoot na 10% toe, en oor 5 jaar wil ons dit opstoot na 20% van die inkomste van die gemeente, gaan vir diens, na buite. Badisa, Love Looks Like Something, Morrison Huis 2, en heel wat ander projekte ook. Maar een van ons projekte die laaste 3 jaar, was om vir een van ons blankonare, uit daai gedeelte van Blanco, wat maatskaplik wou gaan swat, maar nooit die finansies gehad het nie. En wat deel was van verskeie van ons gemeente se doen saam diens dinge, Loudien Vigeland, het ons gemeente was deel van haar onkoste beplanning. Ons het haar help sponsor om by Wellington Huguenot College te swat. En julle moet hoor hoe sy toegejuig is. Smag ek meer en meer, al val daar 1000 aan my sy. Okay, dis die verkeerde laptop. Sy net aan myne kan sit. Okay, ek hoor. Sorry vriende, tegniese probleme, en dis nie die skuld van, okay, wag. Wag, daar is hy. Natuurlik het ons dit geoefen gehad, presies. Daar is hy. Vriende, daar het Loudien hierdie afgelope week, het sy haar graad ontvang, sy kom terug na ons gemeenskap, en ons hoop dat in haar toekomsplanne, as 38-jarige wat gegradueer is in die passie van haar lewe, om 'n verskil te maak in mense se lewens as maatskaplike werker, dat sy dit sal kom terugploeg in die Blanco gemeenskap. Vriende, dan Cornie, Ferdi, Gerdus, en Johan Brouwer, en 'n hele paar gemeentegesinne, is op hierdie oomblik, hier by Jongensfontein, die eerste gemeentekamp in, ek dink, 20 jaar. En daar kan julle sien, Cornie gaan vir ons vertel van al die visse wat hulle gevang het, dit was wonderlik. En dan is ons so dankbaar teenoor die tieners van Blanco met verlede week se senior braai. En 2 van ons tannies wat heel agter sit daar, Tannie Maries onder die, so spreek die Here banier daar, hulle 2 wil dankie sê vanoggend. Ja, Tannie hoor Marie, wat hoe was sê die hulle? tieners se braai vir julle? Dit was heerlik, en hulle was so vriendelik en so gaaf met ons, en ons het dit baie geniet. Dit was 'n chop en 'n wors en braaibrood en 'n hemelse kapkyk. 'n Hemelse muffin. Ja, dit was regtig lekker. Tannie, en behalwe vir Ons sê die vir hulle so dankie. Ons is so bly dat hulle aan ons dink. Ons wonderlik. wat al- En Tannie, behalwe vir die polistireen bakkies met die kos binne, wat was daar nog saam met dit? Was daar nie 'n papiertjie wat saamgekom het nie? Dit was
Ja, maar dit was, ja, ik moet nog sê dat 'n kaartjie Een eintlik. kaartjie? kry. En wat was op Tannie se kaartjie? Psalm 4, Psalm 34, vers 9. 9. Ek dink dit was vers 9. Ja. En ander Tannie Marie, wat het ene Tannie gekry? 1 Johannes 4 vers 18. Wat sê? Waar daar liefde is moet jy nie vrees nie. Daar's nie vrees nie. En het Tannie die liefde van die tieners beleef? Ja, en dat hulle so betrokke is nou by die ouer mense, sal ek maar sê. En die liefde wat hulle gee. Ons is bly. Dankie Tannies. So, vir die tieners, dankie Thomas. Jy was daar, Ferdi, al die tieners, dankie julle, dankie. Ons is 'n gemeente waar die kinders welkom is, waar die tieners welkom is, al is hulle hoofdiens, wil ek nou amper sê, elke Sondag aand, waar hulle heerlik praise and worship en sing saam met Ferdi en Danielle hulle. En die res van ons, die paas, die maas, die oupas, die oumas, die oupa grootjies en die ouma grootjies, ons is een familie. Ons behoort aan mekaar. So kom ons sing dit dan as 'n geloofsbelijdenis. Die Heilige Gees maak ons een in Blanco gemeente. Ten spyte van al die verskillende generasies, is ons een in Jesus. Kom ons vier ons eenheid. Maak die Heilige Gees ons almal een in geloof, as sy liefde ons lewe en ons eenheid beheers, is ons een in die Heer, want hy is ons leier en ons hoop. Vader, hou ons om Jesus wil dan eer, ware eer, laat ons lief hê met die krag wat U verleen. Daar's geen fees en geen liggaam, daar's geen woord en geen woord, daar's geen God en geen Vader wat dit almal volkoop. En hy woord waar ons liefde aan ons weer reeds betoon. Vader, hou ons om Jesus wil dan eer, ware eer. Laat ons lief hê met die krag wat U verleen. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And though we are Christians by our God, yes, they'll know that we are Christians by our love. Terwyl julle nog so staan, wil ek hoor of julle saam met my hardop net hierdie 3 tekste van ons teks ook vir oggend hardop sal saam lees. As jy te moeg raak en ons staan te lank, asseblief neem verantwoordelikheid, gaan sit. Hoopelik kan jy nog op die bord kyk, maar neem vrymoedigheid. Ons is 'n familie wat sê elkeen is uniek en as jy moet sit, maar as jy kan staan, lees hardop saam met my. Efesiërs 2 vers 19 tot 22, nuwe lewende vertaling. En die opskrif: Julle is die Here se tempel. Julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se oikonomos huisgesin, wat gebou is op die fundament wat die apostels en die profete gelê het. Christus Jesus is self die hoekklip op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig in mekaar gepas word, verrys tot 'n tempel wat aan die Here toegewy is. Deur julle verhouding met hom word ook julle saam opgebou tot 'n gebou waarin God deur sy Gees woon. Die kerk is die Heer se mens
wêreld moet ons sien. Is vir my meer as wonder, is vir my meer as sin, is vir my meer as kennis, Here, U is alles vir my. Die kerk is die eerste woning, 'n huis vir sy eie woning. Ja, ons is die eerste woning, die wêreld moet ons sien. Is vir my meer as woorde, is vir my meer as sin, is vir my meer as kennis, Here, U is alles vir my. Die kerk is die eerste tempel, ons dra nou die Here se stempel. Ja, ons is die eerste tempel, die wêreld moet ons sien. Is vir my meer as woorde, is vir my meer as sin, is vir my meer as kennis, Here, U is alles vir my. Julle kan julle sitplekke inneem en saam met die lofspan ook. En my horlosie is oud genoeg dat hy darm nie soos van die nuwe horlosies met my praat nie. Dit het al 1 of 2 keer gebeur in die 18 jaar wat ek al hier is, dat hy in die middel van die diens met my praat. Siri wat gesê het, I don't know the answer to that. En ek dink dalk wat ek gesê, wat is die sin van die lewe? En ek het 'n antwoord gehad uit die Bybel en toe antwoord Siri, I do not know the answer to that. Maar hierdie ou horlosie van my sê net elke nou en dan walk. En dan dink hy ek het genoeg nou gesit. Hy het verlede week by die tandarts in die middel. Ek lê met my mond oop en die volgende oomblik voel ek net iets so vibreer. En ek wys vir Flip, ek sê, kyk wat sê hy, hy sê, stand. Toe sê ek, nee, my mond is oop en dit is 'n delikate stadium. Vriende, maar as ek nou my hartspoed kon neem, dan dink ek aan, ek wonder, dit was Oktober 2023, met die Wêreldbeker eindstryd, daai 1 punt, na ons almal al die week voor dit en die week voor dit, die van julle wat passievol is soos ek oor die land en oor Madiba 95, 2007, 2023, nee, 2019, 2023. Ek weet in die ewigheid gaan mense sê, dit is stupid, ons gaan nie meer praat oor die rugby nie, maar sorry, ek is 'n boerseun, terwyl ek nog hier is, my bloed groen. Maar daai aand, toe wil ek wil my bloeddruk vat, terwyl die wedstryd aan die gang is, en ek wil my hartspoed vat, want iemand, wie sy naam nie genoem sal word vanoggend nie, vertel my toe, net voor die eindstryd, vertel hy my, dat daai half-eindstryd semifinal teen Engeland, nee, teen, in elk geval, het hy gesit en kyk, en hy sy hartspoed gemeet, en sy gemiddelde hartspoed was 152. Sonder dat hy niks doen nie, behalwe net, hy kyk, ek neem aan net op en af gespring en geskree. Nou is die probleem, Karina het al vir my gesê, wanneer jy preek, is jou hartspoed baie hoog, want jy is so opgewonde. Ek beleef al vir 30 jaar, wat ek voltyds dominee is, beleef ek hierdie ongelooflike voorreg, dat op 'n Sondagoggend as ek hier staan, op hierdie oomblik, van ons twyfel, nou en dan, is hier waar ek nou staan, op hierdie oomblik waar ek moet wees, waar God wil hê ek moet wees. Moes ek nie daar wees of daar nie, maar al vir 30 jaar, wanneer ek op 'n Sondag staan, hier, weet ek, in daai oomblikke is ek 100% waar die Here wil hê ek moet wees. En as ek dit begin besef, raak ek opgewonde, en ek praat ou vinniger, en spring op en af, en meanwhile, sê Karina, kyk net asseblief, jou hartspoed en die gemeente se hartspoed verskil kwaai. Hulle is rustig, van hulle, raak in die middel van jou preek, is hulle nie meer eers by jou nie. So vergewe my,
En vir 'n oomblik gaan ek nou net diep asemhaal voordat ons weer na die teks kyk. En gaan ek nie op my senuwees wees dat oor 13 minute wil ek hê moet ons uitstap nie. Dankie Here vir hierdie voorreg. Dat ten minste ons wat op hierdie oomblik nou hier sit en hulle wat op YouTube kyk weet ons is nou op die regte plek in hierdie oomblik. 'n Afspraak met U. Kom met hierdie woorde van Paulus in sy gees-geïnspireerde brief. En kom breek dit vir ons oop. Amen. Dink hierdie is die 83 vertaling. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die oikonomos, lede van die huisgesin van God. Julle, sê vers 20, is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en profete. Dis 'n gebou waarvan die hoeksteen Christus Jesus self is. Nou in vandag se leefgroep materiaal wat ons na die tyd vir julle gaan WhatsApp, is daar 'n opdrag wat sê as jy daai teks lees en daar word gepraat van die huisgesin of die oikonomos, die gebou van God, die heilige tempel vir die Here, God se geestelike woning, dat jy nou so 'n bietjie gaan Google en gaan Google 'n bietjie en kyk hoe lyk die Ou Testament tempel, hoe van die ouens dit sou voorstel. En dan sê jy, maar okay, ek wil eers in 'n tekening, ek wil dit afteken en dan maak ek 'n hoeksteen. Dalk amper soos hierdie illustrasie, 'n hoeksteen wat die hoeksteen is van die kerk, van die tempel, van die huisgesin van God se familie. Die hoeksteen van Blanco gemeente is en moet wees vir die gebou om te kan staan. Vir hierdie huisgesin om te kan, Engelse woord operate, om 'n huisgesin te wees vir mekaar en vir almal daar buite, moet Jesus Christus die hoeksteen wees. En dan staan daar deel van die fondament van hierdie gebou, ook die fondament van Blanco gemeente. Nie hierdie kerkgebou nie, die metafoor van die gebou van God, Blanco gemeente, is ek en jy. Jesus is van hierdie onsigbare gebou, van hierdie huisgesin. Hy is die hoeksteen en dan die fondament is die apostels en die profete. Nou wie is die profete? Dit was almal in die Ou Testament. So die profete omvat die totale 39 boeke van die Ou Testament, is deel van die fondament. Maar dankie, Here, ons is na Jesus, na die opstanding, na die kleed in die tempel en die allerheiligste geskeur is, deur Jesus het ons volle toegang tot die Vader. So deel van die fondament is nie net die eerste 39 boeke nie, maar die volgende 27 boeke van die Nuwe Testament. Dis die apostels. Dit is die Nuwe Testament. So dit is die fondament en die hoeksteen van die gebou. Dis 'n metafoor. Hierdie kerk is in hierdie oomblik, wil ek sê, heilig. Nie oor die gebou en die bakstene en oom Weideman wat destyds wie weet dalk 'n teksvers in een van die fondasies ingesit het in die kerkklok oor enige suits dat die bakstene en die verf dat dit heilig is nie. Nee. Wanneer ek en jy hier is as lewende bakstene van die gebou van God, dan is hierdie vanoggend heilig deurdat dit op sy gesit is vir spesiale gebruik. Maar die oomblik as ons hier uitstap, is hierdie plek nie heilig asof die Here hier agterbly nie. Nee. As hierdie gebou leeg is, wil ek amper vir jou sê, ja, God is oral, maar waar is hy deur sy gees? In jou, by jou, daar waar die aksie is. So, as ons sê, welkom in die ou dae in die huis van die Here, dan beteken dit nie, dat daar buite die hek, moet jy nou daai laaste stompie doodtrap, want hier gaan ek nou heilige grond toe nie.
As jy daar buite staan, is dit ook heilige grond, op sy gesit vir jou verhouding met die Here. So moet nooit vasgevang word in hierdie metafoor van die gebou is nou op een of ander manier meer kosbaar nie. Dankie Here, dankie vir daai kerksaal 1951 gebou. Dankie vir daai pastorie 1951. Dankie vir daai pastorie. Dankie vir hierdie kerkgebou 1976. Dankie Here, dis geboue, dit gee ons ruimtes om ons geloof uit te leef as 'n dooie gebou, nee, as lewende stene, as die huisgesin van God. Hierdie woord oikonomos het in 2012 die nuwe naam geword vir die finansies en die bates en die geboue administrasie van die gemeente. Hulle naam was destyds BAB. Dit het gerym, BAB, BAB, en van hulle jare terug was kwaai. Hulle beklei met die res van die gemeente en die kinders, hoekom wil julle nou weer, hoekom wil julle 'n bord daar opsit? Daar was so 'n bord, kan julle onthou, met sulke rooi goeters wat die woorde opgehaat het. Hoekom wil julle dit nou hê? So toe die tieners gegaan en hulle het pannekoek gebak en geld ingesamel vir so 'n bord waarop die woorde kan staan in rooi. Dankie, wil ek nou amper sê Bill Gates en Steve Jobs en al hierdie IT ouens dat ons vandag videoprojektors en al die goeters het. Maar daai tyd het ons die naam verander saam uit die leierskap van BAB na oikonomos. Hoekom? Want oikonomos, hierdie Griekse woord, laat jou dink ook aan die woord ekonomie. Nie waar nie. So die oikonomos van die land, dis die ekonomie, die huishouding van die land. En dit moet reg bestuur word, tot opbou van die land, tot hulp vir die armste van die armes en weduwees en weeskinders, sonder sê die Here korrupsie. As ek nou soos 'n politikus klink, elke sin wat ek nou gesê het, kom net so uit die woord van God uit. Dis die boodskap van die profete keer op keer, aan die konings en aan die presidente en die minister van finansies van die wêreld deur die eeue. Maar dieselfde dan met die oikonomos van Blanco gemeente, die huisgesin, maar hulle wat die Here roep om in terme van finansies, geboue, bates, te kyk na die situasie en die gemeente saam met die ander leierskap op te roep tot rentmeesterskap. Om te sê alles wat ek het en ontvang, kom van die Here af. Here, ek maak my hande oop. Hoe wil U hê moet ek investeer in mense se lewens, in familie, in die Bybelgenootskap, in Badisa, in Blanco gemeente, sodat ons 'n verskil kan maak. Hier oorkant, by hierdie skool, by daai skool daar, in die valley, by die armstes, by die sopkombuis. En daarom hierdie wonderlike ding, dat ons dankoffers in terme van nie net finansies nie, maar gawes en geboue en tyd en middele en deel wees van die gemeente, dat dit so 'n kernwoord is, wat nie net by een van ons fokusareas grondvat nie, maar wat ook in elkeen van ons harte grondvat. Want, sê die Here, julle is die tempel van die Here. Julle is die oikonomos. Julle is die huisgesin. En in hierdie huisgesin moet ons floreer en kyk na mekaar en kyk na almal wat nog nie deel is van die huisgesin nie. En dit is so mooi. Julle is nie meer uitlanders nie. Julle is nie bywoners nie. Julle is nie, en nou is hierdie, julle is medeburgers. Julle het die regte ID ontvang by die Here. Waar baie Mosambikers en baie Zimbabweërs van hulle wat dood is verlede jaar met hierdie gebou wat geval het, en die ontsteltenis van baie mense wat sê, maar soveel van hierdie uitlanders, hoekom het hulle hier gewerk? Want hulle was bereid om vir minder te werk. Want immigrante wat inkommers is verleë om tog maar net geld te kan maak vir hulle self en vir hulle kinders terug in Zimbabwe. Al het hulle nie regte papiere nie. En ons sê wet en orde, en dis reg so, daar's 'n grondwet, en ons sê maar hulle moet die papiere kry en hulle vat ander Suid-Afrikaners se plekke. Maar daai emosie van jy's 'n bywoner, jy's 'n uitlander, jy is op 'n plek waar daar staan geen kinders nie, is jy 'n kind. En jou hart is seer, jy voel nie deel van nie. Kom die Gees van God in hierdie brief aan die gemeente in Efese en kom sê, as jy voel soos 'n immigrant, nou die regte Afrikaans is 'n emigrant is gelyk aan iemand wat exit.
So 'n immigrant is as ek en jy sê ons trek na sogenaamde groener weivelde in Nieu-Seeland. Goeie rugby, weer bietjie beter as Engeland, maar ons emigreer, dit beteken ons exit. Maar die oomblik as jy daar aankom, dan word jy 'n immigrant, jy kom inkomer. En jy's 'n uitlander, jy's 'n nie-burger, jy's 'n vlugteling dalk, jy's 'n asielsoeker en jy's 'n inkomer. En iets daarvan was Josef en Maria. Hulle vlug vir die evil duiwel Herodes. Hierdie is 'n pragtige kunswerk van Eugène Girardet. En dis laat 1900s het hy dit geskilder oor Josef, Maria en Jesus. Immigrante in die wêreld in die middel van die jaar 20, Noord-Amerika amper 60 miljoen, Europa 87 miljoen, Asië 86 miljoen, Oseania amper 9 miljoen, 9,5, Afrika 25 miljoen, Latyns-Amerika 15 miljoen. My en Karina's videograaf en fotograaf met ons troue in 1991 was William en MC Williams. En hulle het 27 jaar gelede het hulle geïmmigreer en uiteindelik immigrante geword in Kanada. En 'n paar jaar daarna kon hulle as Kanadese burgers kon hulle deel word as ware van die land. En hopelik nie teen gediskrimineer word omdat hulle kom van Afrika nie. En hulle het onlangs, dink ek amper hulle 27ste, sy noem dit Our Family's Canadaversary. Canada plus anniversary. I still catch myself pondering the pros and cons, losing and gaining, hemisphere hopping, continent hopping, transplanting. Maar dan sê sy, die Here het ons geroep na 'n nuwe land. Afgelope week 'n berig van 'n politieke leier wat sê, ons is nie xenofobies nie, maar Suid-Afrika kom eerste. En wat dit ongelukkig in die praktyk beteken, is as die kruitvat ontplof, dan is dit van die Zimbabweërs, en van die Malawiërs, en van die Nigeriërs, en van die Keniane se winkels, en dan is daar moord, en verskriklike goed wat gebeur. Soms sal ouens sê met goeie redes, oor die Spaza winkels onwettig, en oor die Shebeens, en oor die maffia-huise wat deur buitelanders gedoen word. Maar dan is dit hierdie verskriklike van xenofobiese moord. En daardie bloed roep soos die bloed van Abel na God. Vir mense soos ons wat sal sê, ons wil ons hande oopmaak. Die drukkie, hug emoji, om te sê, kom en word deel van die huisgesin van God. En vriende, hierdie tafel wat vanoggend vir ons gedek is 'n metafoor. Te verstaan, soos die gebou, tempel, metafoor, word 'n huisgesin vir my die beste voorgestel met 'n gedekte tafel. Met 'n, as dit nog so kan, enigsins 'n pappa, mamma, boetie en sussie, en die poedelhondjie, en hopelik oupa en ouma dalk nog, en wie weet dalk 'n buurman en buurvrou vir 'n fees, en die gasheer. Die gasheer self is Jesus Christus, wat elke keer met nagmaal, maar vanoggend met hierdie simboliek sê, blanco gemeente, elke oupa en ouma, pappa en mamma, tiener en elke kind. Jy's uitgenooi om te kan sit aan die tafel van die Here, die huisgesin van God in blanco gemeente. Ook julle wat kyk op YouTube, ook hulle wat hier nie kan wees nie, ook die kampers daar by Jongensfontein. Jy's deel van 'n familie. En hierdie familie wat volgende jaar 75 jaar jonk is, die hoeksteen is Jesus Christus. En daarom het ek hierdie beter stoel as die res, wat gaan oop bly, met die kruis en met die doringkroon in hierdie lydenstyd as simbool, dat aan die tafel van die huisgesin van blanco gemeente is Jesus Christus.
En dan kom hy en hy nooi. En hy sê, ek wil jou oorlaai, ek wil jou seën. Die Engelse woord is baruch. Ek wil jou seën. Met al die seëninge wat ek vir jou voorberei het. Wat uitmond in goeie dade, sê Jesus in Matteus. Goeie dade waarvoor jy en Blanco gemeente bestem is. Daar's goeie dade wat Blanco gemeente se naam op het in God se boek. En wat daar nie 'n ander gemeente, nie die Anglikane hieronder, nie die VGK langsaan, nie enige ander gemeente het daai opdrag, daai unieke opdrag van wat Blanco gemeente moet doen omdat die gasheer ons oorlaai. Hier's meer as genoeg dat ons kan gaan nooi van die strate af en gaan uitdeel. Soos 'n gasheer sit u net die beste van die lewe aan ons voor. Hulle wat nie naby u lewe nie, kan maar net verleë toe kyk van buite af. U behandel ons soos spesiale gaste. Ons geniet alles in oorvloed. Ons is die huisgesin van God. Ons is die oikonomos van God in hierdie omgewing. Die groter Blanco omgewing, en daar's van julle wat deel is van die huisgesin wat aan die ander kant van die dorp bly. Van julle wat in Saudi-Arabië en die UAE werk en wat deel is van die gesin. Al is jy ver. En ons word as 'n familie opgeroep deur ons gasheer om mekaar lief te hê. Om mekaar te kan vergewe, want in enige huisgesin is dit soms papi en mammy wat aan mekaar is, en dan boetie en pappa en mamma en sussie. Ons is 'n huisgesin met Jesus aan die hooftafel natuurlik, maar ons is gewone mense. Ons stel mekaar te leer. Ek, julle, ons mekaar altyd. Maar 'n familie sê my plek sal nie leeg wees om hierdie tafel, die huisgesin van God nie. Ek wil voluit. Dink die punt is gemaak. Ek wil voluit. Wat's my pols, liefling? Ek wil voluit deel wees van die huisgesin van God. As die Here wil, hopelik vir my as een van julle leraars reeds 18 jaar, moet ek oor 9,5 jaar moet ek aftree. Gaan ek moet uittrek uit hierdie wonderlikste huis, daar aan julle linkerkant. Wat ek bevoorreg is om na Dani Maree 20 jaar daar gebly het, dat ek en my gesin, dat ek my kinders hier kon grootmaak. En nou is dit ek en Karina en Evie, en ouma wat kom kuier, en dan 'n fietsrytoer wat hierdie week in van die oopkamers gaan slaap, op pad na Mosselbaai toe. Maar wat 'n voorreg om deel te wees van hierdie huisgesin. Die huisgesin van God. Waar ons mekaar vergewe. Waar ons mekaar sê ek is jammer. Waar as daar gemeentelede is wat vanoggend sit aan daai kant, en jy's in 'n besigheidstransaksie ingedoen met iemand daai kant. En julle het 6 jaar laas gepraat. Ten minste het julle nie julle goed gevat en nou is julle in 'n ander gemeente nie. Hier is julle nog. Dan is dit tyd om te sê met Jesus aan die tafel. Kom sê hy, huisgesin, huisgenote, ons vat hande. Ons vra verskoning. Ons sê ek is jammer. Ons steek ons hand uit en sê vergewe my asseblief. Ons vergewe, ons seën mekaar, ons bou mekaar op en ons trek mekaar styf nader aan mekaar. Ons is genooide gaste. Nie net vir oggend nie, nie net elke nagmaal nie, maar vir die res van jou aardse lewe. Is jy genooide gas as deel van die huisgesin van God. Of 'n deel is van die gemeente, of in die toekoms, soos wat jy trek in jou lewe loop, ander plekke, jy's 'n genooide gas. En ek het vanoggend, vir die laaste deel van ons saamwees, het ek 'n klomp gaste wat ek wil nooi om hier te kom sit, om die gemeente te verteenwoordig. Die eerste is oom Philip en tannie Alna. As julle hier voor kan kom, kies vir julle 'n plek uit, net waar julle wil. Asseblief oom Philip, julle gaan hom moet help met die knieë, want oom Philip is een van die oudste in jare, maar jongste in gees, een van die mees wys geere in ons gemeente, een van my mentors. Oom Philip is 93, as ek dit reg het, en hy het my bespreek vir sy dankdiens as hy 105 is.
Ek is nie beskikbaar vir enige datum voor dit nie. Oom Philip en tannie Alna, ek het hulle getrou op 12 Oktober 2019, nadat hulle as weduwee en weduwvrou weer liefde ontvang het. Hulle is stout, veral oom Philip. Hy sal in die middel van die diens partymal, dan sien ek, dan steel hy 'n pikswinkie, en dan sal tannie Alna so maak. Vriende, hulle verteenwoordig die seniors van Blanco gemeente. Dan, vriende, 2 weke gelede is gebore klein Christian van Grenen. En ek wil vra dat hy saam met sy pappa en mamma vir hulle 'n plekkie kom kry. Christian het geweeg 3,65 kg by geboorte. Lenay, hoeveel weeg hy nou? Sy weet nie. Okay. En Benry, toe hulle voor die diens vir ons vir hom wys, toe lê hy vas aan die slaap met sy handjie so. En ek sê vir hulle, is dit nie amazing nie, dat Christian op hierdie oomblik hoef hy niks te doen om hierdie pappa en mamma om sy pinkie te draai. Dat hulle nie ophou glimlag nie. En net so as God kyk ook na hierdie pappa en mamma en na jou en my, hoef ons niks eintlik te doen nie. Ons kan maar soos klein Christian net wees en sê ek is lief vir U Jesus. En hy kom en hy omhels ons. Hy red ons. Hy maak ons nuut. Vriende, dan is daar 'n tannie wat gister haar 80ste verjaarsdag hier by Hawthorne Dean Hotel gehou het. Haar 80ste, en sy sê haar familie is uitstekende konkelaars. So ek wil vra dat tannie vir tannie 'n plek kom kry, asseblief, want sy het toe sy instap en almal skree surprise, toe sy nog steeds van niks geweet nie. Maar nou moet ek sê, dis nie regverdig om vir tannie Wilhelmina alleen te bring nie, so Amor, die hoofkonkelaar, kom sit by mamma asseblief. Asseblief om haar te ondersteun. En dan wil ek nou net sê, as ek nou hierdie tafel moet rangskik volgens my favorites. Nou sê hulle, 'n dominee mag nie 'n favorite hê nie. En ek is oortuig daarvan, daar's veral van die seniors wat sal sê, o, ek het al vir hulle gesê jy's my favorite. En as ek nou so van links na regs kyk, moet ek beg, daar gaan dalk 20, 30 van julle wees vir wie ek dit al gesê het. So as ek sê jy's my favorite, weet maar net jy's my favorite en daar's baie ander favorites ook. So obviously is my favorite skoonma op aarde. Dis my mamma Ria, en sy sit langs my favorite vrou op hierdie aarde, met wie ek al 33 jaar getroud is. En ek kan nie 'n tafel sien, 'n huisgesin sonder die liefde van my lewe nie. So as julle tweeetjies vir julle 'n plekkie kom kry asseblief. Maar nou is die probleem, soos wat Karina vorentoe stap, kyk ek net regs en ek sien iemand wat baie soos sy lyk, bietjie 'n ander haarstyl. En ek het goed al geleer, ek moenie kom tussen Karina en haar tweelingsussie nie. So Hanlie, tweelingsussie moet langs haar tweelingsussie kom sit asseblief. Die van julle wat by Laerskool Blanco is en nie weet nie, ek is getroud met juffrou Hannelie se tweelingsussie. So as Hannelie, soos vanoggend, langs 'n man sit wat nie lyk soos ek nie, en jy weet nie dat Hannelie en Karina tweeling is nie, ontspan, word rustig. En hoe kan ek nou jou hier laat sit half? So jou manlief moet asseblief na vore kom. Johan, my swarrie al vir 33 jaar. Vriende, nou raak die plek min. So nou wil ek gou vir julle sê, hoe kan ons nou hierdie gesinnetjie ook alleen los? Wanneer doop ons vir hy's nog te klein, hè? Maar as ons hom gaan doop, gaan hier oupas en oumas wees. So ek wil hê die oupas en oumas van klein Christian moet gou hier vorentoe kom asseblief. Lenay se ouers, Christian en Lizet, waar is julle? Asseblief, kom sit aan die huisgesin tafel. Hulle is die Duplessis. Ek kan sien, hulle blom ook vandat hulle oupa en ouma geword het. Is dit hulle eerste kleinkind? Alright. En dan sal nou Benna, jou pa en ma, Christy, Dalena, is dit julle eerste kleinkind ook? Okay, so hier is baie nuwe, al net 2 weke oupas en oumas.
Julle lyk baie goeie oupas en oumas. Christie, julle het nie gehoor nie, asseblief. Oupas en oumas moet kom sit. Asseblief. Julle gaan eintlik nou baie kwaad wees dat ek nie hierdie wynbottels gaan oopmaak nie. Vir hierdie effort. Asseblief. Dalk by hierdie ene, julle gaan moet inwikkel ongelukkig. En vriende, hierdie is nou vir my, hier's die jongste, kan ek met sekerheid sê, lidmaat. Lewende baksteen van die gebou van Blanco gemeente. En kan ek sien, is die enige iemand vanoggend ouer as 93,5. Daar is op ons boeke, ek weet, daar's 1 of 2 tannies, wat oom voor is, maar oom gaan hulle op 'n stadium verbygaan. Hier by 103 is ek oortuig van, oor 10 jaar gaan ons oom weer in hê. Verseker. So hier is die jongste en die oudste. En ek moet hierdie foto vir ewig. As julle almal net so in my rigting draai, asseblief, asseblief, dan moet ons almal kan sien, en ek sal na die diens, sal ons dit vir almal stuur, hierdie gesin, hierdie huisgesin, wat ons almal verteenwoordig. Maar nou, hoe kan ek my vriend Pieter en Patricia ook nie aan die tafel hê nie? Maar daar's die plek hier. En hoe kan ek Beulah, hierdie 2 sissies, hoe kan ek julle nie ook hier hê nie? En Louis, maar ja, hoe kan ek julle nie hê nie? Die lofspan, ons kan nie sonder julle aangaan nie, so as die lofspan vorentoe kom, dan kan julle solank julle instrumente vat, asseblief. En Stella, Johan, Houman, Johan van Grenen, die tannies, wat daar agter sit, Tannie Mims, Tannie Babs, die Toeriens, my favourite, tweedehandse smous, Gerardus, Anda, julle plek is hier. Selfs mense wat doppers is, wat nou deel van ons is. Selfs mense wat bly in Fancourt. Asseblief, sal julle ook om die tafel sit. Vriende, hoekom? Daar in die voorportaal staan die woorde Connect. En ons spreek dit hier uit Connect. Ons het Connect koffie. Hoekom? Want die familie drink saam koffie na die diens. Ons connect met mekaar. Daar's 'n konneksie wat die Here gee. Daarom in die voorportaal gebedsversoeke, voorstelle, nuwe lidmaatpapiere word deel van die liggaam. Want so baie maal sing ons dit. En ek wil die eerste reeltjie wil ek sing. En julle moet dit deurstuur en die mense daar op YouTube het ook kan hoor. Want dit sê, ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Antwoord saam. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Die Here nooi sy kinders om fees te vier. Die Here nooi sy kinders om fees te vier. Ons kom nou na die tafel, geniet nou van die fees. Ons kom nou na die tafel, geniet nou van die fees. Ons wil gelowig deelneem en dankbaar wees. Ons wil gelowig deelneem en dankbaar wees. En daarom vriende, as julle my net kan aansit, dankie, het julle hom. Ons is die oikonomos van Blanco gemeente. Ons is die huishouding, die huisgesin, vanaf oom Philip tot by Christian. Elke oupa en ouma, pa en ma, tiener, kind en baba. Mag ons eenheid in verskeidenheid wees in hom, in Jesus die hoeksteen, die gasheer aan die tafel van hierdie gemeente. En daarom, vriende, wil ek dat ter afsluiting, dat ons asseblief sal staan en hande vat. En julle moet van julle dalk bietjie nader kom, dat van die hande van hierdie tafelgenote ook gevat word,
as die simbool van ons almal om hierdie een tafel waar Jesus die gasheer is. So kom ons staan, kom nader, maak seker dat nie een persoon, Donovan, Erika, Ronel, dat almal 'n hand het om aan te vat. Gerardus, jy het nog nie 'n hand nie. En ek wil julle seën, ek wil die gemeente seën in die naam van die Here en ek bid hierdie gebed namens Blanco gemeente dat hierdie huisgesin geseën sal word om 'n seëning te wees vir hierdie gemeenskap waarin ons leef. Al die seëninge, dat dit van die tafel af sal afloop. Die lewende water, die nuwe wyn van God se liefde in Jesus Christus, hierdie gemeenskap sal omvorm. Daarom bid ek en ons vra U Here in die woorde van Jabes, vir Blanco gemeente, Vader, Seun, Gees, seën ons ryklik, seën ons daadwerklik, vermeerder ons grondgebied, hou U hand oor ons, laat ons lewens, ons as gemeente, geen pyn veroorsaak na buite nie. Seën ons Here, seën ons. In Jesus naam, amen. Ons sing oor die oorwinning wat Jesus vir ons bewerk het. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos en die inspirasie van die Heilige Gees jou deel wees, huisgesin van God. Amen. Genade,
gesit na jou, mag hy jou vrede gee. Ons afsluitwoorde hardop. Ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is. Onthou om die vraelys in te vul en kom kuier heerlik saam, koffie en tee.